Die skrif het 'n profesie oor Damaskus, wat baie interessant is. Ek gaan dit vir julle voorlees. Jesaja 17 vers 1, God spraak oor Damaskus. Kyk, Damaskus word weggeneem, sodat dit geen stad meer is nie, maar sal 'n vervalle puinhoop word. Die stede Aroer sal verlate wees, vir die troppevee sal hulle wees, wat daar sal lê, sonder dat iemand hulle skrik maak. En die vesting sal verdwyn uit Efraim, en die koningskap uit Damaskus, en met die oorblyfsel van Aram sal dit gaan soos met die heerlikheid van die kinders van Israel, spreek die Here van die leerskare. En in die dag sal die heerlikheid van Jakob gering word, en die vet van sy vlees sal wegteer. Dit is 'n verskriklike profesie. En dit sal wees soos wanneer die maaier die ongesnyde graan bymekaar vat, en sy arm die are afmaai. Ja, dit sal wees soos wanneer iemand are optel in die dal Refaim, maar 'n naoes sal daarin oorblyf, soos by die afslaan van die olywe. 2, 3 vruggies bo in die top, 4, 5 in die takke van die vrugteboom, spreek die Here, die God van Israel. So wat sê hy? Kom ons kyk of ons net dit kan verstaan, want dit is 'n verskriklike belangrike profesie, want ons moet nou 'n oorsaak gaan soek. So, hy praat van hierdie totale verwoesting van Damaskus. Dan stel hy die Aram, nou Damaskus was in die area van Aram, of die Arameërs, in daai area, wat ons nou vandag ken as Sirië, hy stel daai verwoesting wat daar plaasvind, en die verwoesting oor daardie klomp Siriërs, wat daar is in daardie area, stel hy gelyk aan die verwoesting van Jakob, aan die verwoesting van Israel. So hy sê, dat in die tyd wat Damaskus verwoes word, en ons 'n verwoesting sien oor daardie wêrelddele, dis die Midde-Ooste mense, luister mooi, sal ons 'n verwoesting sien van Israel, reg? En dan, as ek praat van Israel, dan praat ek van daardie volk in die Ou Testament. Ek praat nie nou van die Joodse staat nie. Hy sê, en dit sal wees soos wanneer die maaier die ongesnyde graan bymekaar vat en sy arm die are afmaai. So, hy sê, hier gaan nie baie oorbly nie. Hy sê, daar's 'n naoes, die afslaan, soos by die afslaan van die olywe, 2, 3 vruggies bo in die top, wat oorbly, 5 in die takke van die vrugteboom. So hy sê, onder Israel, en ek praat weer eens nie van die Joodse staat nie, ek praat oor die nageslag van Israel, en as jy nou verstaan, dis die blanke weste, wel, dan is dit bly vir jou, dan verstaan jy al baie, dat daar baie min mense gaan oorbly. Nou, is die vraag, hoekom? Wat gebeur in hierdie tyd, wanneer Damaskus totaal vernietig word, daar is niks van hom oor nie, en ons sien 'n verwoesting onder andere in die Midde-Ooste, 'n groot verwoesting, want hy bly praat van hierdie verwoesting, hy praat van Bosra, hy praat van Gaza, en ons kry dit op ander plekke in die skrif, en Efraim, nou, die vesting sal verdwyn uit Efraim, nou na wie verwys Efraim? Verwys dit na die Joodse staat? Hoekom noem hy hulle Efraim? Hoekom noem hulle nie Israel nie? Hoekom noem hulle Efraim? Nou as jy verstaan, Efraim is die Britte, wel, dan is jy ook nou al ver. Die vesting sal verdwyn uit Efraim. Nou Efraim, of Britannië, met sy City of London, het 'n geweldige houvas op wêreldgebeure. Maak geen fout nie. En ons sal in hierdie tyd, wanneer daar 'n verwoesting is van Damaskus, sien hoe ook Britannië totaal verwoes word. En ons hoor nou hierso, die vet van sy vlees sal wegteer van Jakob af, dit wil sê van Israel af. As jy weer verstaan as die blanke weste, dan verstaan jy daar kom groot moeilikheid daar, groot hongersnood, groot ineenstorting, baie mense wat sterf, hy sê dit hierso. Nou is die vraag, nou, wat het Damaskus, wat gaan nou aan in Damaskus? Want Damaskus, as ons nou kyk nou, Damaskus is min of meer, nie meer 'n Syriese land nie, dit behoort aan 'n Al-Qaeda groep, wat 'n aantal terroriste is, hulle het 'n aantal
hulle begin die mense vermoor. Ons weet hulle het baie Christene vermoor in die laaste tyd. Daar's 'n klomp groepe Christene wat vermoor is. En 'n baie belangrike ding, ons sien dat die Jode, die IDF, is besig om in te beweeg in Sirië in. En ek het hier 'n oulike stukkie inligting. En die opskrif is Smotrich, Israel's future is to expand to Damascus. Oktober die 13de 2024 en die plek waar dit gepubliseer het is the Middle East Monitor. En dan staan daar in an interview for a documentary produced and aired by French language channel Arte, titled Israel Extremists in Power, Smotrich stated that I want a Jewish state that operates according to the values of the Jewish people. Nou ons het dit al begin sien, hulle begin expand. Hy sê, hulle wil begin, it will start in the Mediterranean Sea and ends at the Jordan River. En hy sê, okay, bit by bit, so hy praat van grond. En dan sê hy, Smotrich stated that it is written that the future of Jerusalem is to expand to Damascus. So, en ons sien dis besig om uit te speel. So, dis nie dat die mense het verkeerd interpreteer nie. Die Joodse staat wil uitbrei na Damascus toe, hulle wil daai grondgebied vat, hulle is reeds besig, die troepe is daar, die tanks is daar, en hulle is besig om daardie area te vat, hulle is besig met 'n land grab, ons sal sien hulle gaan dit nog doen met die Suezkanaal en die Sinai woestyn en met Egipte ook, baie binnekort. Maar, nou moet 'n mens dink, nou as Damascus dan nou behoort, as hulle Damascus gaan inpalm, en hulle wil hom deel maak van 'n bigger Israel project, the Greater Israel project, wat openlik nou bespreek word, en hulle gaan dit doen, ek glo definitief die Joodse staat gaan dit doen, dit is 'n feit. Dan begin dit interessant raak, dat 'n ou soos Blikstem Dromer sê, hy het gesien, dat Iran 'n missiel afstuur op Damascus. Nou, of dit 'n kernmissiel is, of gewone missiel, die weet ons nie, maar ons weet hierdie missiele maak 'n totale verwoesting, of hy 1 of 2 of 3 afstuur. So om watter rede sal Iran 'n missiel afstuur op Damascus? En Damascus was een van hierdie Arabiese areas se groot stede, Beirut, Istanbul, onder andere die helfte van Jerusalem, Damascus, dis van hulle groot bastionstede. So om watter rede sal Iran 'n plek soos Damascus bom, as dit so belangrik is in die geskiedenis van die Midde-Ooste en van die Arabiese volke? Vir die eenvoudige rede, omdat die Jode Damascus gaan vat, en dit op 'n stadium 'n afspringplek gaan maak, om van daar af vorentoe te beweeg en nog grond te vat. Ons gaan dit sien. Veral met hulle aanslag op Iran. En ek dink dis wat 'n mens gemis het, want ons het nie verstaan waarheen die situasie gaan nie. As mens luister oor die godspraak van Damascus, dan dink mens, ja, hierdie verwoesting het dan nou te doen, want dit is die storie wat vir ons vertel word, van hoe God Israel gaan help, om nou daai areas nou te verwoes, en nou hulle landstreek, en al die tipe van dinge. Dis eintlik andersom. Ons gaan 'n totale verwoesting van Damascus sien, omdat ons gaan sien dat dit behoort aan die Joodse staat, hulle het dit ingepalm. En dit sal lei tot 'n opstand van onder andere 'n aantal volke teen die Joodse staat, want hulle is die hoer op die dier, so dan moet 10 nasies teen hulle opstaan, en hulle totaal vernietig. En dit is hoekom ons gaan sien, dat Iran onder andere missiele afstuur op Damascus. Ek dink dit is die rede. Dit is my persoonlike opinie, en dit het baie te doen in daardie tyd, mens moet nou knoop in jou oor maak, is 'n tyd wat ons ook gaan sien, dat Rusland Brittanje totaal vernietig, met kernmissiele. Groot verwoesting sal daar plaasvind. Want die Joodse staat en Brittanje is joined at the hip, hulle is soos 'n Siamese twin. En hulle het 'n baie sterk bondgenootskap. En ons gaan sien in die tydperk waar die Joodse staat in mekaar stort en vernietig word deur haar vyande. In daardie tyd sal ons sien dat Brittanje ook vernietig word deur oorlog
en die Russiese kernmissiele. En dis iets wat baie duidelik geprofeteer is deur baie ander mense, dis nie net ek wat dit sê nie. So, ek sit maar net die stukkies